Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele, Herr, nach dir. Soos die hert in dorre streke dors na die water, so dors. Ons siel na U, dis wat ons nou gehoor het. Hierdie pragtige psalm. En aan die begin van hierdie diens is dit 'n pragtige manier om die diens te begin. Want dit is hoekom ons hier is. Nie net om afskeid te neem nie, maar om van die Here krag te kry, om van die Here die lewende water te kry vir die pad wat voor lê. Ek sê baie dankie vir julle wat so mooi musiek maak, wat ons inlei in hierdie diens. En my gebed is, en my vertroue is, die vrede van die Here nou met ons almal is. Ons het by mekaar gekom om afskeid te neem van ons broer in Christus, Werner Karl Ludwig Höhne. Hy laat 'n leemte, maar ons is ook dankbaar. Ons is dankbaar dat hy aan die einde van sy lewe kon huis toe gaan en dat hy kon afskeid neem en dat ons vandag kan afskeid neem. En ons is dankbaar vir al die seën wat julle deur hom beleef het. En dis ook waaraan ons vandag ook wil dink en waarvoor ons wil dink. Ons is hier by mekaar om uit die woord van die Here troos te kry, krag te kry, moed te kry vir die pad wat voor lê. Jesus sê, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Ek wil ook die verwelkom wat nie hier is nie, wat oor die internet die diens bywoon, die familie oor see, die familie wat nie kon kom nie. Mag die vrede van die Here ons almal omvou. Ek vra nou vir Emma om vorentoe te kom, die oudste kleindogter, en sy gaan vir ons lees die baie bekende Psalm 23. Sy lees dit in Duits, maar ek weet dat almal wat nie Duits verstaan nie, ken die psalms. Emma? Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Omdat ons so genadige goeie God het, wat neerbuig om ons te seën, wat neerbuig na ons toe, gaan ons dit nou sing in die volgende lied. En die eerste, dis die lied op die liederpapiertjies. Heilig, heilig, heilig is 'n lied van aanbidding. Omdat, soos die lied sê, hierdie almagtige God buig na ons toe, kom na ons toe.
Here, groot is die guns, want U buig U tot ons neer. Ons dank U daarvoor, en dat ons daarom met vrymoedigheid na U toe kan kom, met ons harte oop, om te wys vir U hoe ons voel, hoe dit gaan, en met ons harte oop om te ontvang, omdat U ook vir ons voel en vir ons omgee. Daarvoor loof ons U, deur Jesus Christus ons Here. Amen. Aanvullend tot die psalm wat mag gelees het, hoor ons nou wat Jesus in Johannes 10 sê oor homself. Hy sê, ek is die goeie herder. Ek ken my eie en my eie ken my. Net soos die Vader my ken en ek die Vader ken. Ek lê my lewe af vir my skape. My skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my. Ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal tot in ewigheid nooit verlore gaan nie en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. My Vader wat hulle aan my gegee het is groter as almal en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. Ons hoor nou oor die lewe van Werner, sy kleinsussie. Sy jongste suster Helga gaan eers vir ons vertel en dan die twee kinders. So Helga, as jy asseblief van vorentoe kom. Liebe Anna-Marie, liebe Ursula, liebe Günther und Familie, liebe Verwandten und liebe Freunde. Im Namen meiner Geschwister möchte ich gerne unsere Erinnerungen mit euch teilen. Daher habe ich meine Geschwister darum gebeten, was aufzuschreiben, und ich lese euch das jetzt vor. Als allererstes Inges Gedanken, sie ist ja unsere Älteste. Werner war nur ein Jahr jünger als ich. Vielleicht war es genau deshalb, dass nicht nur Geschwister waren, sondern von Anfang an gute Freunde. Schon als Kinder haben wir viel zusammen gespielt. Werner war oft derjenige mit den Ideen. Er hat sich das ausgedacht, was wir spielen, wo wir spielen und wie das Abenteuer aussehen sollte. Wir sind gemeinsam den Berg in Paul-Petersburg hinaufgeklettert. Wir haben Kühe gedippt mit Mamas Chaiselong als Dippbecken. Werner war natürlich der Farmer, wir anderen die Kühe. Wenn er mit der Peitsche knallte, mussten wir von der Lehne springen und dann waren wir offiziell gedippt. So Werner hatte schon immer gerne Farmer gespielt und ist ja auch später in seinem Leben geworden. Und wenn unser Vater nicht zu Hause war, wurde das Badezimmer zur Rutschbahn. Mit Seife auf dem Boden sind wir gerutscht und haben dabei viel gelacht, und das bis heute in meinem Herzen nachklingt. Diese Freundschaft hat uns ein Leben lang begleitet. Wir haben uns immer gut verstanden, auch als Erwachsene, auch in all den unterschiedlichen Lebensphasen. Und selbst in den Momenten, in denen Werner schon durcheinander war, hat er mich immer wieder erkannt. Das ist so ein Geschenk. Ein stilles, tiefes Zeichen unserer Verbundenheit. Ich bin dankbar für meinen Bruder, dankbar für die gemeinsame Erinnerung, für das Lachen, für die Freundschaft. Werner wird immer ein Teil von mir bleiben. Da meine Schwester Marianne und ihr Mann heute auch nicht da sein können, werde ich auch ihre Gedanken vorlesen. Werner war für uns ein ganz besonderer Mensch, ruhig, angenehm und herzlich im Umgang. Mit ihm zu leben und Zeit zu verbringen, war immer wohltuend. Er war stets bereit, mitzuhelfen, wo immer Hilfe gebraucht wurde. Und tat dies ohne Worte, aber mit großer Selbstverständlichkeit.
Für Marianne war er als großer Bruder eine ganz besondere Stütze. Als Marianne 1970 in Pretoria ins Berufsleben einstieg, stand er mir treu zur Seite. Seine Unterstützung, sein Rat und seine ruhige Art haben mir viel Sicherheit gegeben. Dafür bin ich ihm von Herzen dankbar. Und auch mir, also Helmut, ist Werner sehr ans Herz gewachsen. Wir haben uns von Anfang an sehr gut verstanden. Er war mir wie ein großer Bruder, ein verlässlicher Begleiter, mit dem mir eine tiefe Verbundenheit verband. Werner liebte seinen Schöpfer, die Natur und das einfache Leben. Dieses naturverbundene Leben durfte er gemeinsam mit seiner geliebten Ehefrau Annemarie auf der Farm auf ihrem Boss ausleben. Dort war er in seinem Element, im Einklang mit Land, Tier und Jahreszeiten. Wir sind ihm sehr dankbar für die vielen schönen Erlebnisse und Stunden, die wir mit ihm verbringen durften, auf Reisen und auf der Farm. Ein besonderer Höhepunkt war unsere gemeinsame Fahrt nach Namibia. Dort konnten wir seine Erfahrungen und seine tiefen Kenntnisse über Natur, Land und Umgebung hautnah erleben. Die ruhigen und nachdenklichen Sundowner-Stunden am Lagerfeuer bleiben uns in bleibender Erinnerung. Auch die weitere Reise durch die Gartenroute ist für uns eine kostbare Erinnerung. Tage voller Gemeinschaft, Gespräche, Staunen über die Schöpfung und Dankbarkeit, dass wir es so gut haben dürfen. Ja, mein Bruder Siegfried kann ja heute auch nicht da sein. Er liest sich so seine Gedanken vor. Ich bin dankbar für alle Unterstützung, die ich von ihm bekommen habe, schon seit meiner Kindheit. Der schönste Besuch aus Südafrika war, als Werner und Annemarie mit seinem Geländewagen uns besucht hat und wir mit ihm und Annemarie auf verschiedene Campingplätze unterwegs waren. Wir sind dankbar, dass wir eine tolle Botswana-Reise mit Werner und Annemarie machen konnten und für die schönen Momente, die wir mit ihnen auf der Farm verbringen durften. Werner war ein Familienmensch. Er war immer der Erste, der zu unseren Geburtstagen angerufen hat, und das schon um 6 Uhr morgens. Und Werner mochte ein Getränk sehr gerne, und das war sein Kaffee-Milkshake. Den hat er am liebsten getrunken, wenn er unterwegs war. Und für Siegfrieds Kinder war Werner auch was ganz Besonderes. Er übernahm ein bisschen so die Großvaterrolle. Und wir hatten auch viele schöne Erinnerungen an ihn und Momente verbracht. Ja, und mein lieber Bruder Werner habe ich als ein lebensfroher, abenteuerlustiger Mensch in Erinnerung. Seine Freundlichkeit und sein Humor kamen aus dem Herzen und haben jedem das Gefühl gegeben, dass Mama ihm willkommen ist. Werner mochte auch sehr gerne Witze erzählen. Wenn er aber, vor dem er überhaupt angefangen hat, den Witz zu erzählen, schon so herzhaft lachte, da wusste man, das wird ein guter Witz. Ja, wir hatten mit Werner und Annemarie auch eine besonders schöne gemeinsame Zeit in Russland auf unserer Schifffahrt von Moskau nach St. Petersburg. Ja, es gab noch viele schöne gemeinsame Reisen und Erlebnisse mit den beiden und auch schöne Urlaube bei ihnen auf der Farm. Wir sind dankbar dafür. Ja, unser Bruder Werner hinterlässt Spuren in unseren Herzen, Spuren der Dankbarkeit, der Verbundenheit und der Liebe. Wir werden ihn vermissen, aber nicht vergessen. Ruhe nun in Frieden, lieber Bruder und Schwager Werner. Danke. Vielen Dank, Herr Helger. So, Karl Ludwig, so hat meine Mama ihn immer gerufen. Werner Karl Ludwig, Ehemann, Vater, Großvater, Bruder, Gottesmann, Freund.
Werner is gebore in Paul-Pietersburg in 'n familie met gevestigde wortels in die kerk. Nie net het dit sy jeug gevorm nie, maar het ook sy geloof so stil uitgeleef, sonder om daaroor te spog. Papas Gelassenheit wird mir immer in Erinnerung bleiben. Auch in schwierigen Zeiten hat er immer gesagt, ach, es ist nicht so schlimm oder es wird schon wieder besser. Auch wenn diese Sprüche uns manchmal sehr geärgert haben, waren sie doch ein Zeichen dafür, dass seine Hoffnung allein in Christus lag. Das ist ja nur Geld, das kann man nicht essen. Das können wir schon wieder reparieren. Meine schönsten Zeiten mit ihm waren, wenn wir etwas gemeinsam basteln, bauen oder experimentieren konnten. Obwohl es meistens darauf hinauslief, dass er etwas gemacht hat und ich nur zugeschaut habe. Ihm war einfach das Zusammensein am wichtigsten. Das Zusammensein, sei es mit unserer Kirchengemeinde, bei Familienfeste, beim Brei mit Freunden oder beim gemeinsamen Mitfiebern beim Grand Prix schauen am Sonntagnachmittag. Wanneer sy avontuurlus kon nie gestop word nie. Hy was heeltyd besig om die volgende Afrika-reis, die volgende staptoer of die volgende seevakansie te beplan. Saam met hom het ons die mooiste natuurskoon, die mees interessante kulture en soms ook benoude oomblikke op reise beleef. Sy liefde vir mamma het baie diep geloop. Selfs toe hy in hospitaal was en swaar gekry het, was hy altyd gereed om 'n sweentjie vir mamma te gee. Hy het alles gedoen sodat mamma gemaklik kon lewe en nie hoef te bekommer nie. So heute fahren wir Papas Leben mit Zusammensein, mit Lobpreis und mit Lachen. Wir erinnern uns an seine Gelassenheit, an seine Abenteuerlust, an seinen festen Glauben und seine tiefe Liebe für seine Mitmenschen. Vandag vier ons Papa se lewe. Die samehorigheid ons vier dit met lofprysing en met lag. Ons dink aan sy bestendigheid en sy avontuurlus en sy geloof en die diepte van sy liefde vir medemense. Papa, as ek op die plaas loop, sien ek jou in elke bos taaibos, in elke boom wat jy geplant het, in die dam wat jy gebou het, in die huis wat so pragtig gebou is. Papa, ek sien jou in die plekaneetboot wat met soveel presisie uitgelê is. Papa, ek dink aan jou en jou stout lag wat ek hoor echo binne in my. Papa, ek dink aan jou vir al die opoffering wat jy gemaak het sonder om een keer te kla. Papa, ek dink aan jou wanneer ek na my eie lewe kyk en jou waardes daarin raak sien. Papa Werner, ek dink aan jou met dankbaarheid vir al die liefde wat jy ons so vrylik gegee het. Papa, ek dink aan jou en ek sal jou altyd lief hê. Liewe papa, geniet daai hemelse berge en klim elkeen van hulle uit. En dan om af te sluit wil ek vir my ma sê, liewe mamma, baie dankie dat jy met soveel opoffering en soveel onbaatsigtigheid die laaste jaar na papa omgesien het. Niks was te veel moeite nie. Sy het vir hom so gemaklik moontlik gemaak en seker gemaak dat hy altyd geliefd voel. Dankie, mamma.
Dankie julle vir die deel van dit wat julle met Werner beleef het. Ek gaan nou met julle deel die teks uit Johannes 15 vers 5 wat sy doopvers was. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ek is die druiwestok, julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. Here, baie dankie vir hierdie woorde. Dankie dat ons nou vir kan vra, praat met ons. Amen. Liewe Anne-Marie, liewe kinders, die kleinkinders, al 4 van julle. Ek het gesien op hierdie blaadjie, julle het almal die voorreg dat julle foto saam met oupa het. En al sal julle later dalk nie onthou nie, maar julle kan dan na die foto kyk. En Emma, jy as die oudste een sal seker onthou. En die 2 seuns ook, julle het hom al meer bewustelik belewe. En vir Emma, vir Olivia, dit was die dag toe sy 4 jaar oud geword het, toe haar oupa oorlede is. En sy sal dit seker ook altyd onthou, daardie koneksie. 'n dag met gemengde gevoelens, hartseer, maar ook dankbaarheid. Dit het ons gehoor uit dit wat ons uit die lewe van Werner gehoor het, dit wat julle met ons gedeel het, die mooi dinge wat hy beleef het. Die lied wat ons aan die begin gesing het, is vir my so pragtig, dat ons in hierdie situasie dan kan sê, ja, ons het 'n Here wat op 'n dag soos hierdie ook ombuig na ons toe. En as ons kyk na die kruis van Christus wat hier hang, dan maak dit duidelik, dis die Here wat omgee. Dis die Here wat bereid was om alles te gee, sodat ons by hom veilig kan wees, sodat ons as sy kinders kan lewe en as sy kinders kan sterwe. Toe ek vir Werner in die hospitaal besoek het, dit het al baie sleg gegaan, hy het nie baie gereageer nie. Toe het ek die gebed van Simeon vir hom voorgedra, die kort sinnetjie. En dit was juis in die week waar die kerk tradisioneel daardie gebeurtenis herdenk het dat hy dan oorlede is. Dit is toe die ou Simeon vir die Jesus baba in sy arms neem. Dis Lukas 2, en dit word dan so pragtig vertel hoe hy die baba vat by sy ma en hy begin om die Here te loof. En dan gebruik hy daardie woorde, Here, U het gedoen wat U vir my gesê het. Ek kan sterf, ek is tevrede want ek het self die redder gesien. En as ons nou onthou dat dit nou was voordat Jesus begin het met sy bediening, hy was nog 'n baba, het hierdie Simeon besef, hierdie baba wat ek vashou, dis die redder. En met hierdie redder wat ek gesien het, wat ek vasgehou het, kan ek sterf. En ek moes toe dink, en ons kan dit nou omdraai, en ons kan sê, en Werner kon nou op die ou end deur Jesus vasgehou word. En Jesus kom vir hom sê, jy kan maar gaan, of jy kan maar kom, want ek is jou redder. Hierdie teks, ek is die wynstok, julle is die lote, kan men seker op verskillende maniere interpreteer. Mens kan dit lees as 'n vermaaning, julle beter by my bly. En ek dink baie mense sien dit so, en dan lewe hulle lewe met angs. Wat gaan gebeur as ek afdwaal? Maar eintlik is daar 'n fantastiese bemoedigende boodskap in hierdie klein versie. Want Jesus sê, en ek bly in jou. En dan sê hy nie, en julle moet nou vrug dra nie. Maar hy sê, en julle sal vrug dra. Sonder my kan julle niks doen nie. Of anders gestel, omdat ek daar is, kan julle vrug dra.
Ons het 'n bietjie uit Johannes se lewe gehoor en in die lewensverloop wat in die blaadjie gedruk is, kan ons nog 'n bietjie meer lees. Vandag kyk ons terug, meer as 80 jaar sedert daai vers in sy lewe ingekom het. En ons weet, in die 80 jaar kon hy baie vrug dra. Hy kon sy talente gebruik, hy kon dit wat hy geleer het omsit in sy beroep, en hy kon sy passies navolg. Baie rede om dankbaar te wees vir daardie vrugte uit sy lewe. Ek by julle by die huis was, Annemarie, toe het jy vir my die foto's van die huis gewys wat julle gebou het. 'n Pragtige huis in die middel van niks. Nog 'n vrug, sigbare teken van die Here se genade en van julle gawes. En ek sê as prins julle gawes, want ek dink Werner het ook besef wat hy in jou het. En dat julle twee baie saam kom bereik. Maar die grootste en die belangrikste vrug, en ek is seker dat Werner sou saamstem en Annemarie, jy sal saamstem. Die grootste vrug wat 'n mens kan dra, is as die kinders en kleinkinders weet dat Jesus hulle verlosser is. As jou nageslag die Here ken. Ek is self 'n oupa en ek weet hoe wonderlik dit is om dit te sien. Dan sê mense vir 'n mens, jy kan trots wees op jou kinders, jy kan trots wees op jou kleinkinders. Maar diep in ons hart weet ons nie, dis nie trots nie, dis dankbaarheid. Want ek weet van ander wat net so goed was, wat net so moeite gedoen het, waar dit nie uitgewerk het nie. En daarom kan ons vandag sê, hierdie wynstok, hierdie loot het vrugte gedra deur die genade van die Here. Deur die genade van die Here is julle vandag hier. Kon ons die pragtige musiek hoor. En kon julle die Here ons begelei in die lofprysing van die Here. Omdat dit wat deur Werner gekom het, deur julle pa, deur julle oupa, omdat dit voortvloei, wat deur julle ouers aan julle oorgedra is, omdat dit kon groei en self ook weer vrugte dra. As mens nou na 'n wynstok kyk, is daar altyd twee fases van snoei. As die lote begin bot en die druiwe begin vorm, dan sny die wynboer daardie lote uit wat nie vrug dra nie, en daaroor hoor ons in Johannes 15. En die rede hoekom hy dit doen is nie omdat hy vies is vir die lote wat nie vrug dra nie, dis omdat hy wil hê dat die krag en energie in daardie lote moet gaan wat die vrug dra, sodat hy vrug ryklik kan groei. En dan as die vrugte geoes is en die droë tyd kom, dan vind daar nog 'n snoei plaas. Dan word daardie lote wat die vrug gedra het ook gesnoei. En daardie lote word dan gebruik om te plant vir nuwe wynstokke. En dis waaraan ek moes dink toe ek nou voorberei het vir vandag. Hier sit julle, die volwasse kinders, die familie, as lote wat vrug gedra, wat deur hom ontstaan het, of wat ook op julle eie weer vrug dra in julle kinders en kleinkinders. En dit gaan voort. En dit wat ons ontvang, kom op 'n stadium op 'n einde. Ons almal sal sterf, dis 'n feit. Maar ons mag iets vir die volgende geslag gee. Ons het vandag teruggekyk op sy lewe. Ons is dankbaar vir sy lewe. En nou kyk ons vorentoe op die pad wat voor lê. En ek sien julle 4 kleinkinders daar sit. Die pad wat voor julle lê. En almal van ons wat volwasse is, weet die tyd, die pad, die opdrag het nie opgehou nie. Dit gaan voort. Dit gaan voort om vir die kinders te vertel, om vir die volgende geslag te vertel, julle het 'n Here wat omgee. Julle het 'n Here wat sê, bly in my en ek bly in julle. Die Here is my herder. Hy sal saam met my gaan, sodat hierdie kinders kan groot word, sodat julle kan weet, hierdie Jesus wat vir julle oupa 80 jaar lank begelei het, meer as 80 jaar,
gaan saam met julle. Hy is lief vir julle, hy gee om vir julle. En julle mag elke dag weet, hy is daar. Miskien is dit dan ook vandag soos 'n klein lood wat ek wil sny uit die lewe van Werner en vir elkeen van ons gee. Vir dit saam, hierdie gedagte. Dit word voortgeplant van generasie tot generasie, die fantastiese boodskap. Ons het 'n Here wat omgee. Ons het 'n Here wat ons wil begelei deur goeie tye, maar ook deur swaar tye. Annemarie, vir jou was die laaste maande nie maklik nie. En daarom is ons vandag ook dankbaar dat die lewe kon tot 'n afsluiting kom. Maar die pad wat voorlê is nog 'n volpad vir jou. Ons weet nie wat op jou wag nie. Maar as jy dan moedeloos voel en as jy baie alleen voel, dan dink aan daai lood wat ook in jou groei. Dink aan die vrugte wat jy saam kon dra en kyk na die vrugte wat jy kan sien wat uit die volgende geslag kom. En dan loof jy die Here, want hy is goed, hy is wonderlik. Ek weet nie waar jy op die oomblik is in jou lewenssituasie nie. Dit kan wees dat jy in so 'n bloeifase is en jy is bly en dit gaan goed en alles loop voor die wind. Dank die Here. Dit kan ook wees dat jy in 'n fase is waar dit sleg gaan. Waar jy siek voel of waar jy die gevoel kry dit is dalk die einde. Dan mag jy weet die Here sê, ek is by jou. Ek gaan jou nie in die steek laat nie. Ek sal jou dra. Dit kan wees dat jy deurkom en dat daar weer 'n moordtyd vir jou wag. Dit kan wees dat die einde dan kom. Jy hoef nie bang te wees nie. So Simeon kan jy sê, want ek het die redder gesien. Ek ken vir Jesus, maar meer nog hy ken vir my. En dan mag jy weet as jou uur gekom het, dan sal hy jou ook vashou en jy kan veilig in sy arms na hom toe gaan. Dis hoekom ons vandag ook 'n dankbare diens kan hou en mooi dankliedjies kan sing, lofliedjies kan sing, want ons het 'n fantastiese Here. Ons het 'n Here wat aan die einde sê, kom na my toe. Ek sal julle volëindig. Ek sal vir julle gee meer as wat julle ooit kan droom. Ewige lewe. Hierdie Here is nou by ons en hy sal dan eendag daar wees wanneer dit ons tyd is. Maar tot dit ons tyd is, mag ons dan elke dag weet, hy is daar. Hy laat ons nooit alleen nie. Amen. Here, baie dankie dat U 'n wonderlike Here is. En dankie dat ons ook uit die lewe van Werner die mooi dinge kan sien en die wat hom baie goed ken, weet ook van die swaar tye en ons weet het hom gedra. Ons wil U dank vir die vrugte uit sy lewe, vir sy kinders, vir sy kleinkinders, vir sy vrou, sy broers, sy susters, sy skoonfamilie. Almal wat vandag treurig is, maar ook dankbaar is. Ons loof U. Dankie, Here. Amen. As ons nou afskeid neem van Werner, dan wil ons terugdink en ook in gebed dit doen. Baie van julle het baie mooi dinge belewe en ons wil die Here daarvoor dank. Ons gaan nou 'n tyd van stille gebed doen. En dit kan wees dat daar ook dinge is waar jy voel dit was nie reg nie. Dalk iets wat jy gedoen het of ietsie wat hy gedoen het waar jy voel dit was nie reg nie. Dan is vandag hier onder die kruis van Christus ook die tyd om stil te wees en vir die Here te sê, Here, hier is dit wat my pla. Hier is dit wat my seer gemaak het of waar ek voel ek het hom seer gemaak. Vergewe my en ek wil vergewe. En dan kan ons in vrede afskeid neem en in vrede vorentoe gaan. Ons bid in stilte.
Ewige God, U is die Here oor die lewende en die dooies. Ons buig voor U wil en gee vir Werner K. Ludwig Höhne in U hande oor. Ons dank U vir alles wat U uit liefde vir hom in goeie en in swaar tye gedoen het. Ons dank U ook vir alles wat hy vir ons was. Ons bid U, ontvang hom met genade, volëindig U werk aan hom in ewigheid. Here Jesus, U wil ons met liefde ontmoet. Ons is dankbaar dat ons hom aan U kan toevertrou. Ons bid vir almal wat deur sy dood bedroef is. Troos hulle met U heilige woord. Laat hulle hoop op U vestig. Versterk hulle geloof. Ons bid vir onsself. Ons weet nie hoeveel tyd ons nog gegee is hier op aarde nie. Gee dat ons gereed sal wees en gee aan ons die vaste vertroue dat U, Jesus, as verlosser ons sal dra deur die dood tot die ewige lewe. Versterk in ons die vertroue in U, die wynstok van waar ons lewenskrag kry. Dit bid ons alles omdat U ons Here en Verlosser is. So gee ons dan vir Werner aan U oor. U sal hom opwek tot die ewige lewe. Mag hy die volle vreugde ervaar, soos wat U dit beloof het. Amen. Ons luister na woorde oor die opstanding, sodat ons kan weet hoekom ons hoop het. Jesus sê in Johannes 11, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. En dan lees ons ook in die Nuwe Testament, niemand van ons leef tog vir homself nie, niemand sterf vir homself nie. As ons lewe, leef ons tot eer van die Here. As ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Hiervoor het Christus ook gesterf en weer lewend geword, om Here te wees van die dooies en die lewendes. Hemelse Vader, U het die dood oorwin deur Jesus Christus en vir ons U ewige koninkryk geskenk. Help ons om U seën na te volg op die pad wat na die lewe lei. Ons bid daarvoor deur Jesus Christus ons Here. En nou bid ons saam die gebed wat die Here ons geleer het en elkeen kan dit in die eie moedertaal doen. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Voordat ons die seën ontvang, gaan ons nou die ander gesang in die papiertjie sing, Großer Gott, wir loben dich. En net ter hulle van die wat met die Duits sukkel, sing maar saam, al klink dit snaaks, maar hierdie lied is ook in Afrikaans en Engels bekend, maar die familie het gevoel hulle wil die Duitse woorde sing, want dit praat so op 'n baie spesiale en 'n kragtige manier van hierdie God wat ons glo, van hierdie Here wat vir ons lief is en vir wie ons lief is. Großer Gott, wir loben dich.
Na die seën sal ons 'n naspel hoor en julle sal hoor dit is ook 'n baie vrolike en mooi musiek wat die pad vorentoe wys sodat ons met moed kan gaan. Dankbaar vir dit wat agter ons is en vol moed vir dit wat voor lê. Na daardie musiek sal die gesin eers uitgaan. Hulle stap dan sommer dadelik na die trefpunt toe waar die verversings bedien word. En as hulle dan uit is, dan kan die gemeente agterna kom. En ek het toe voorgestel dat hulle daar net ietsie te drinke kan kry en dan kan hulle gaan sit, die wat nie lekker kan staan nie, en dan kan almal by hulle gaan groet en hulle medelee betoon. En nou ontvang die seën van die Here en ek vra dat julle sal opstaan asseblief. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.